Pootstories met die wet. Goeiemôre my pootvriende, ek hoop dit gaan goed met julle op hierdie koue maandagoggend. Ek hoop julle het almal lekker laat gelê en nie vroeg uit die vere te wees nie. Ok, vandag het ek 'n paar stories wat ek met julle wil bespreek. Ja, so as ek nou stop, verskoon maar, dan sit mense wat inkom. Ek is in die wetshop vandag, so ek werk hierso. En ja, kom sê vir my hallo. As jy dalk iets nodig het, 'n sweetie vir die kind of 'n lekker warm jassie vir die kind, kos, enigiets, ons het alles hierso. Ok, ons het die naweek het ons 'n paar noodgevalle gekry. Die een was 'n Rottweiler wat ingekom het met 'n vishoek deur sy bek, maar nie 'n vishoek soos ons ken nie. Een van daai eislike vishoeke waarmee jy sulke haie vang, diepsee visse vang. Dit was terrible geweest. So dokter moes hom narkose gee dat hy slaap en toe weet jy 'n vishoek het nog so daai twee goedjies wat of so uitsteek en aan die ander kant so jy kan hom nie deurtrek nie. So hy moes die een punt afsny en hom deurtrek en obviously moes hy hom eers narkose gee dat hy kan slaap want jy sal dit nie kan regkry sonder dit nie. So sê 'n bietjie vir my, wat dink julle, waar kry hy hierdie vishoek? Hoe het hy die vishoek in sy mond gekry? Want die mense het niks gesê nie, hulle het net gesê please take out, net dit. Okay. En die arme hond het nou in 'n noodsituasie, so die dokter het hom maar vinnig uitgehaal. Ek gaan nou kyk die foto wat ek nou aansit en dan kom ek nou weer terug na julle toe. Ok, nou wil ek julle vertel van Takker. Takker is 'n jolkie, sy mamma het ingekom. Hulle is nie van Secunda nie, hulle is een van die dorpe buite. En sy sê haar hondjie het onder 'n kar beland, per ongeluk. So sy's baie upset geweest en baie bekommerd geweest oor haar hondjie wat seer gekry het. So ek gaan vir julle wys, dokter het ekstrale geneem en gekyk. So die pelvis is opgebreek en ek dink die een been is gebreek. Ok, maar hy's regtig baie seer gekry. So Saterdag het dokter die been reggemaak, uit 'n plaat ingesit en dan vandag word die een helfte van die pelvis wat gebreek het word reggemaak en dan sal hy môre die ander ene môre of oormôre dat hy net 'n bietjie kans het om te herstel tussen die operasies. So ek gaan nou vir julle die foto's aansit van sy ekstrale en van hoe hy lyk toe hy ingekom het en hoe hy vanoggend lyk. Kyk net die video. Ok julle, nou gaan ek julle vertel van Jill. Jill is 'n Jack Russelltjie wat haar kruisligamente geskeur het. Nou wil ek julle net verduidelik dat julle verstaan hoe werk dit. So die eerste tekens wat jy kry as die kruisligamente geskeur het, is die hond loop op 3 bene of tel die agterste beentjie op of sit net die tone op die grond soos dit en wil nie meer spring nie, wil nie meer hardloop nie, staan moeilik op. So moenie altyd dink okay, dis net 'n spier wat geskeur is nie, want hoe gouer jy dit agterkom, hoe beter, want hoe langer jy wag met die kruisligamente, kan hulle osteoporose ontwikkel en dan is dit soveel moeiliker om dit gesond te maak. En osteoporose kan jy nie sommer gesond maak nie. Okay. So
Hoe werk die kruisligament? Okay, jy het 'n knie, omdat ek net vir julle wys. Ek het nou sommer hierdie ding van dokter gevat. So dit is nou die been. En daar is die knie. So wat die kruisligament doen, hy hou die boonste deel van die been wat by die knie is en die onderste deel van die been wat die knie is, hou hy by mekaar. En dan die kruisligament is soos 'n veiligheidsgordel. So dit maak dat hy mooi beweeg en nie kante toe uitgaan of kante toe gaan of vorentoe gaan of agtertoe gaan nie. So nou ek gaan vir julle 'n stukkie wys waar dokter reggemaak het vir die operasie, al die instrumente wat hy gebruik, en dan sal ek vir julle 'n videoetjie van Jill opsit na die tyd wat sy nou klaar is. So dit vat 'n hele rukkie om die operasie om te herstel, want die hond moet baie stil gehou word. Moenie spring nie, moenie hardloop nie. Want wat gebeur? Dokter vat hierdie voorste deel van die tibia, die onderste deel van die been, en hy sny presies daarin en dan sit hy, hulle noem dit 'n TTA cage. Dis nou hierdie grys. Dit teenwoordig dit nou. Sit hy dan in die hond se been in. En dan dit verleng die plaat toe. Hierdie plaat toe, kan jy sien. So dit verleng dit nou, sodat daai veiligheidsband wat oorkom, nou gestrek word en dan kan hy nog steeds die knie in posisie hou. So dan moet die been kans kry om nuwe been te vorm en om daai cage gesond te word, nuwe been te vorm. Ok, ek hoop julle verstaan wat ek nou verduidelik het hierso. Dit is nogal moeilik om dit so te verduidelik. Maar asseblief hou jou hond dop as hulle enigstens die agterbeentjie in die lug hou. Dit kan wees dat daar 'n kruisligament geskeur is en dan so gou as moontlik daai operasie doen sodat hulle nie verder degenereer nie. Ok. Alright julle moet 'n lieflike dag verder hê en onthou, elke poot het 'n storie en elke storie verdien hoop. Bye.